Welkom weer saam met my, Brunilde de Tooy, in ons program van aangesig tot aangesig. In ons gesinse Bybelstudie het my man die verhaal vertel van om in die paviljoen te sit, maak nie van jou 'n springbok nie. Om 'n groen trui te dra met 'n bokkie op en al die streepies op die regte plek en 'n protea op die teenoorgestelde kant, maak nie van jou 'n springbok rugbyspeler nie. Om 'n springbok rugbyspeler te wees beteken, jy moet hard werk, elke dag van die week, aan jou fiksheid, aan jou dinamika van om daai bal op die regte tyd uit te gee en te ontvang, en om in die regte formasies te hardloop, sodat die bal by die wenpaal uit kan kom. Maar om op die paviljoen te sit en skree, maak nie van jou 'n springbok nie. Jy is net nog een van die skare. Om by jou huis in jou gesitkamer te sit en toejuig, maak nie van jou 'n springbok nie. Jy het nodig om op die veld te kom, en jy het nodig om te speel met jou alles, om die wenprys te behaal. Jy mag dalk in jou hart selfs goeie raad hê. Jy mag dalk selfs aanmoedigende raad hê. Jy mag dalk negatiewe kritiek hê. Maar dit gaan geen verskil maak of jy 'n springbokspeler is of nie. Jy moet op die veld kom en self fiks word en self hardloop en self die bal vang. Jy moet jou voorberei om die beste prys te behaal, totdat jy nie fiks genoeg is nie. En totdat jy nie verstaan hoe hierdie spanspel gespeel word in hierdie span nie, is jy nog lank nie 'n springbok nie. So is dit dan ook in die gemeenskap van die heiliges. Jy kan die kerkbank warm sit met troues, begrafnisse, selfs in die middel van die week, deur die jaar, maar nooit toetree tot die spel nie. Slegs wanneer jy toetree tot die spel, word jy 'n ware kind van God. Maar totdat jy nie toetree tot die spel nie, is jy 'n toeskouer. Jy het nog nie verhouding met Christus ontwikkel nie. Jy het nie verhouding met die Heilige Gees ontwikkel nie. En jy het geen verhouding met God die Vader nie. Wanneer jy kom op die plek wat jy sê, Here, kom verander my, om meer te word soos U, en jy lê jou lewe neer en jy begin leef heilig, heilig soos Hy heilig wil hê jy moet leef, en ek moet leef. Wanneer jy sy stem kan hoor, wanneer ek en jy sy opdragte begin uitvoer, wanneer ons nie meer dinge doen wat ons weet die Heilige Gees sal bedroef nie. Efesiërs 4 vanaf vers 2. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader, van almal, wat oor almal en deur almal in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar
Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek en jy het nodig om volwasse te word in Christus, volwasse in die lering van die woord, volwasse in elke area van ons eie emosionele karakter en hantering van ons geesbelewenis. Wanneer ek en jy die dag besluit om nie meer toe te laat dat ons die wêreld hoër ag as ons verhouding met God nie. Wanneer ek en jy nie meer 'n grappie drankie gaan drink in die naaste kroeg of in die naaste pub of in die naaste koffiewinkel saam met ons vriende en kinders nie. Wanneer ek en jy sê, my God is my alles en ek doen nie meer die dinge van 'n kind nie. Ek doen nou die dinge van Christus. Vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieërheid van die mense, deur sluwheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ek en jy is verantwoordelik om die groei te bevorder. Ons kan nie maar net in die kerkbank sit en almal kritiseer en dink ek is op my pad hemel toe nie. So gereeld luister ek na my medeleraars wanneer ons sommer net 'n koffie drink. En moet ek hoor hoe word hulle uit mekaar uitgeskeur deur die leierskap van kerke of deur die lidmate van kerke of die nie lidmate van kerke, die besoekers. Maar laat jou hele lewe dan gejudge word voor die Here, sodat jy kan sien wat is die ware vrug van die persoon se volheid van sy lewe. Dis maklik om nie van 'n karakter voor jou te hou nie, en dan as gevolg van dit jou kritiek uit te spreek. Of omdat jy nie hou van die feit dat jou sonde aangespreek word, dat jy as gevolg van dit voel maar jy hou nie van die persoon nie. Dit kan ook wees dat jy nie die persoon kan kontrol nie, kan manipuleer en domineer nie, en dat dit die rede is hoekom jy nie van daardie persoon hou nie. Wanneer jy dan die keuse maak om te sê, Here, my alles op die altaar, nie my helfte nie, my alles op die altaar vir U. Ek gaan afklim van hierdie paviljoen af en ek gaan begin hardloop om fiks te word in die gees, sodat ek al die goeie gawes kan beoefen wat U reeds vir my gegee het, toe ek tot bekering gekom het. Sodat ek siele self vir U kan inbring, sodat ek self aan my werk, self die kos by U kom soek vir my siel, en nie wag vir 'n leraar nie. Ek gaan self U leraars eer, die skeieregters eer, omdat daar reëls is wat U wil hê ek moet volg.
Wanneer jou vriende opstaan en sê, kom drink saam met ons. Onthou, elke drankie wat jy inneem, is jy reeds een drankie dronk. Wat sê die woord van God? Wat sê die woord van God? Moenie dronk word van wyn nie. En moenie my vertel, Jesus het die water in wyn verander nie. Daai wyn was totaal iets anderster as wat ek en jy oor 'n toonbank kan koop in Suid-Afrika of enige plek in die wêreld, behalwe in Israel. Dis tyd dat ek en jy begin die waarheid leef. Die huwelik, seks is bedoel vir die huwelik. Huwelik is bedoel tussen man en vrou soos die Here ons geskape het. God het huwelik ingestel. God en God alleen. As jy dan nie die pad wil volg wat hy vir jou uitgelê het nie, hoekom gebruik jy dan sy instellings? Kies dan vir jou 'n ander naam. Kies dan vir jou 'n ander instelling, wat jy in jou denke regverdig. Maar moenie God se instellings kies en dink dit wat jy doen gaan reg wees net omdat jy se instelling gekies het nie. Haal skrifte uit die Bybel uit en dink God gaan sy mind change net omdat mens besluit het om skrifte uit die Bybel te haal, want dit is nou aanstootlik. God het bedoel wat hy daar geskryf het. God het bedoel wat hy daar gesê het. Hy gaan nie verander net omdat ek en jy sy werke en sy keuses en sy gesag wil onderdruk nie. God staan vas by sy woord soos hy dit gegee het. Dis nie liefdeloosheid wat ek vanmôre hier praat nie, en dis ook nie haatspraak nie. Ek verstaan, en Christus verstaan nog beter as ek, wat jou worstelstryd is. Dis juis liefde, dat ek jou waarsku, hy gaan kom, en hy gaan kom vir 'n skoon en rein bruid. Maak jou kleed, jou geestelike kleed skoon voor hom. Maak jou gees, jou hart, skoon voor hom. Dat wanneer jy voor hom staan, jy sal weet dat jy weet. Ek het alles in my vermoë gedoen, om te wees soos die handboek, die Bybel, vir my voorskryf, om te leef, om te wees. Ek het vergifnis gevra waar ek moes. Ek het reggemaak waar ek kon. Ek het verhouding met Christus, met die Heilige Gees en met die Vader gebou. My bruidegom kom en ek is gereed. Maak seker dat jy nie agterbly nie. Maak seker dat jy skoon, rein gewas, ingeënt in die ware wynstok is, sodat jou siel nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Lê jouself neer, word meer soos wat Jesus was en is. Verander jou denke, verander jou weë en kom in lyn met die woord van God. Kom op die plek waar jy kan sê, Abba, Vader, my God, my liefdevolle Papa. Dis waarvoor hy jou hier gesit het, om jou pad uit te werk, om nader en nader en nader aan hom te kom, om jou 'n geleentheid te gee, om vir hom daar te wees, skoon gewas, rein en heilig. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, in U kom gee ons nou ons begeertes, ons lewe, ons denke. Was my opnuut met die kosbare bloed, sodat ek rein kan wees, sodat ek voor U kan staan, as 'n rein bruid, want ek weet U kom terug vir 'n rein, skoon gewaste bruid. Here, kom genees die areas in my lewe waar ek nog bitterheid het. Kom maak ons skoon, Here, dat ons bitterheid
nie meer ons manipuleer en ons denke oorskadu nie. Kom maak my los van enige area waar die vyand my moontlik mag terughou of vashou of verwar. Here, kom breek elke mag oor my lewe wat nie van U af is nie, sodat ek rein, gewas en skoon en vry voor U kan wees. Kom haal die skille van my oë af, dat ek in die gees die waarheid sal herken en kan sien en onderskei, sodat ek U kan volg in alles. Wees naby my, wees my genadig, o Vader, wees U my Vader, wees U my God. Wys vir my as daar 'n weg in my is van smart, Here. Wys vir my as ek iets anders bo U stel, sodat ek my lewe in lyn sal kry met dit wat U van my verwag. Want U alleen op die troon van my lewe is waarna ek smag. Amen. Maak tyd om by Jesus se voete te sit en om te vra, wat is in jou lewe wat jy nog moet verander, wat jy moet neerlê en baie dringend moet regstel en moet regkry. Dalk is daar iemand wat jy moet vergewe, dalk is daar iemand wat jy te nagekom het, wat jy moet gaan sien en 'n regstelling bring in die saak waarin jy daai persoon te nagekom het. Ek bid jou die vreugde en die seën van ons hemelse Vader toe, die reinheid van sy hart, dat jy sal rus vind en vrede vind in hom en in hom alleen. Geseënde week. Amen.